Goeiemôre gemeente. Welkom in die erediens. Dit is lekker om elkeen van julle vanoggend saam met ons hier te hê. Ek wil sommer begin om ook welkom te sê, Bessie, vir jou. Dankie dat jy ook hier is om ons te verryk in die erediens by die orgel. Ons waardeer, hoor. Baie welkom. Enkele aankondigings. Ons begin sommer deur geluk te sê vir 'n klompie mense wat verjaar vandag en ook gedurende die week. Vandag is dit Fanie Jacobs en verder gedurende die week sal jy sien, daar's 'n paar verjaarsdae 80 en op, onder andere Fanie, Ina van Skalkwyk, B, wat ook in die week verjaar, Babs Libbe, Tannie Martie Moelman, baie geluk aan elkeen van julle wat ook daai mylpaal bereik, bo 80, en dan is jy welkom om sommer net te lees daar na die name op die bord. Ons gaan nou nie al die name lees nie, maar almal wat gedurende die week verjaar, mag dit 'n spesiale dag wees en 'n mooi nuwe lewensjaar wees wat vir julle voorlê. Nou mense aan wie ons in die besonder in hierdie tyd dink, ons dink aan die De Villiers gesin. Dis Dani, Jenny, David, Daniel en Zia. En soos julle teen die tyd seker weet, ervaar Dani nou groot uitdagings met sy gesondheid na 'n terugslag. En ons vra net dat julle sommer aan daai gesin in geheel sal dink. Van die seuns is nou eerste jaar en klein Zia is nou nog nie meer so klein nie, maar hoërskool, so ons dink sommer net aan daai gesin en wat dit op hierdie stadium ook van hulle verg. Dan dink ons in Hebreë aan almal wat deur die vloede in groot dele van Mpumalanga, Limpopo, Mosambiek getref is, die mense wat geraak is deur die brande in die Kaapgebied en dan is daar nog 'n groot droogte ook in dele. Wanneer ons in die oggend stil staan by hierdie gedeelte, dan is dit vir ons belangrik dat ons ook kan sê, ons as 'n geloofsgemeenskap het meegevoel met die naby aan ons, maar ook verder. En dit is wat ons dan nou ook hierso aan dink. Nou, ons vra, Huispiek benodig wol vir 'n groot gebreiery. Hulle brei of beoog om missies en truitjies te brei vir die kleuterskool, die Regaai kleuterskool waarby ons betrokke is. So enige wol is welkom en julle kan in die brief ook so 'n bietjie meer daaroor lees. En dan het ons weer 'n wit olifant verkoping die 28ste Februarie. Verlede jaar het so goed gegaan dat ons besef het ons sal dit definitief weer moet doen en nou is dit sommer so om die draai. So jy sal sien daar, ons kort nog so 'n bietjie hande vir die geleentheid, veral in daai week voor die verkoping om uit te sorteer en reg te pak. Maar die laaste aflaai datum, as jy enige iets het wat jy kan aflewer, wat jy dink iemand anders nog 'n plekkie voor in hulle huis kan vind of kan gebruik, is teen die 20ste Februarie. En ons waardeer almal se hulp en ons waardeer almal se bydraes. Dit is regtig 'n goeie en 'n spesiale geleentheid. Dan sal julle sien die nagmaaltafel is gedek. Julle sou dit hopelik ook geruik het soos julle ingekom het, die brood en die wyn. En dit is vir ons 'n spesiale geleentheid vandag omdat ons graad 8 en ons graad 1 lidmate, indien daar van hulle is wat wil vanoggend aan die tafel sit, 'n geleentheid het om aan die tafel te sit, want dit word vir ons ook, hierdie viering word vir ons 'n roetemerker ook vanoggend, meer daaroor so 'n bietjie later. Dit is so dat die erediens mos nou wentel rondom dit wat hier voor ons staan vanmôre, die gedekte tafel. Daarom sal jy oplet dat die liturgie van die begin tot die einde vir my en vir jou wil help om erns
met juist dit te maak. Ons gaan hierdie erediens begin met 'n lied wat 'n gebed is. Is ook 'n stukkie belydenis so aan die begin van 'n erediens, dat ons in hierdie lewe bely, ons nie alleen loop nie, maar ook saam met die Here. Kom ons neem net 'n oomblik se stilte en dan gaan ons sommer so spontaan oor terwyl ons sit in ons toetrede lied. Ons begin hier erediens met woorde, 'n deel van die teks waarmee ons onsself vandag gaan besighou, uit 2 Korintebrief. Daarom, as iemand in Christus is, is hy of sy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, hulle het nuut geword. Die gemeente hier by die Christuskers, die simbool van die nuwe, groet ek u vanoggend. Genade en vrede vir julle elkeen. Amen. Ons gaan staan en 'n aanbiddingslied saam sing, bring lof aan die Vader, lied 205 verse 1 en 2. Amen.
voel ek moet dit sê om die erediens so lekker vol te sien, maar om te hoor hoe ons ook saam sing vanoggend. Sjoe, ek het hoendervleis, dit was inspirerend. Vriende, ons lees, kom ons neem dit 'n oomblik. Ek wil vir my voel of my klank nou nie lekker is nie. Dat ek sommer noem indien iemand my nie kan hoor nie, sê gerus daar agter dat hulle dit kan verstel. Ons lees in die evangelies, die disippels vra groot tekens. En watter teken gee Jesus? 'n eenvoudige teken, 'n teken van brood en wyn. En hy nooi almal, klein en groot, ver en naby, om aan te sit by sy tafel. Vestig vir 'n oomblik jou oë op die elemente van hierdie tafel, die brood en die wyn, die eenvoud wat hier gesuggereer word, wat vir almal rondom hierdie tafel iets van die troos en die teenwoordigheid van God wil bied. Mag dit ook vanoggend elkeen van ons se belewenis rondom hierdie tafel wees. Dit is ook vir ons belangrik as 'n geloofsgemeenskap dat jong lidmate wat 'n tyd van groot aanpassing, groot verandering, ook groot opgewondenheid beleef, rondom hierdie tafel iets van die deernisvolle God, die God wat God self aan elkeen van ons kom verbind, sal beleef. So daarom, indien daar enige graad 1's in die erediens vanoggend is julle welkom om hier aan tafel te kom sit, sommer saam met ma of pa of albei, vir die wat gemaklik is. En ons wil hiermee graag help om wat vir hulle 'n drempelervaring is vorentoe as 'n roetemerker te onthou. Voordat die jong mense wat wel hier is, indien nie van julle is, hier voorkom sit, dalk net so enkele ietsie rondom roetemerkers. Roetemerkers het onlangs in ons huis 'n nuwe betekenis gekry. Elke is verlede jaar September maand skool toe, nadat haar sussie in Junie maand gebore is, en vir haar was die eerste dag van skool nie so maklik nie. En toe het ons haar beloof voor skool gaan ons eers by ouma se huis stop, dat ouma kan sien wat het sy gekies om aan te trek vir skool, en dat ouma ook vir haar totsiens kan sê, en daar pluk sy 'n blommetjie in ouma se tuin. En die blommetjie gaan saam skool toe. En die hele tyd sien ek bang en bewerig en vol trane is hierdie blommetjie in haar hand, terwyl ek haar daar los by die juffrou. En later, gedurende die dag, kry ek hierdie foto by die juffrou, en ek weet nie of u kan sien nie, rooi oogies, is nie 'n maklike dag so ver nie, maar in haar hand is daai blommetjie. En glo my, die blommetjie is saam huis toe die middag. En in die begin van hierdie jaar is een van ons huisvriende, se seentjie Gideon, sy eerste dag vir skool, en op pad die oggend vertel ek vir Elke, dit is nou Gideon se eerste dag vir skool hierdie jaar, hy's 'n bietjie jonger as sy, en ons moet nou mooi kyk na Gideon, want onthou jy, dit was nie vir jou so lekker gewees, jou eerste dag nie. Sy dink so 'n bietjie, sy sê, mamma, ons moet vir Gideon 'n blommetjie pluk. En ons het uiteindelik besluit 'n olyftakkie uit die tuin, en daar sien julle haar toevallig weer met dieselfde klere wat sy besluit het om aan te trek die oggend, met die olyftakkie in die hand wat na Gideon toe moet gaan, want vir haar het daai blommetjie gehelp, en sy seker die olyftakkie sal vir Gideon help. Maar vriende, dis presies wat 'n roetemerker is. Dis 'n simbool wat ons help om lewensdeurgange sinvol deur te gaan, wat as ons dit toelaat, die onsekerheid klein bietjie draagliker maak. En daarom dien die sakrament van die nagmaal hierdie Sondag in die besonder as 'n roetemerker, nie net vir 'n groep graad 1's en graad 8 lidmate vanaand ook in die erediens nie, maar vir ons gemeente as geheel is dit weer hierdie bevestiging dat ons nie die lewensreis met sy draaie, met sy oorgange, met sy onsekere tye alleen aandurf nie. Ek gaan vra dat die kerkraadslede na vore kom en vir ons die tafel voorberei, en indien daar enige van ons graad 1 lidmate is, en selfs ander jong lidmate wat gevoel het dat hierdie jaar 'n bietjie rof begin het, kom sit asseblief sommer so saam met ons hier aan tafel asseblief. Graad 8 lidmate is vanaand, maar is daar van
Enige van ons jong lidmate is welkom. Kan iemand my net my klank? Goed. Terwyl die tekens uitgedeel word, gaan ons 'n lied saam sing as voorbereiding op die nagmaal. Die lied is die bekende lied 303. Dit is 'n nagmaalslied met sy ontstaan in Frankryk en dit is totaal vol wonderlike eenvoud. Eet die brood, drink die wyn, kom na Christus, hy stil jou honger. Eet die brood, drink die wyn, glo in hom, hy les jou dors, terwyl ons so sit.
Ek hoor, is enige iemand oorgeslaan met die brood? Met die wyn? Daar agter? Brood. Dankie, Martin. Terwyl ons so sit met die tekens in ons hand, gaan ons vir 'n oomblik net stil word voordat ons ervaar ook hoe God in die sakrament met ons praat. Here, dankie dat ons net soos ons is, met al ons vrese, ook ons vreugde en ons opgewondenheid aan u tafel mag aansit. Ons as gemeente bid vanoggend dat hierdie eenvoudige tekens, gewone brood, gewone druiwesap en wyn vir ons en ons jong lidmate in die besonder sal help beleef hoe u die God is wat nie ver is nie, maar juis naby. So naby soos wanneer ons rondom 'n tafel eet en kuier. En dankie dat u ook in hierdie groot en soms onsekere nuwe jaar elkeen van ons se hand styf vashou en hierdie pad saam met ons stap. Amen. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkomme versoening vir al ons sondes. Jesus is by jou. Jesus is by jou. Die beker van danksegging, wyn of vrugtesap, is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem dit, drink dit, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkomme versoening vir al ons sondes. Mag die tekens elkeen van ons daaraan herinner dat jy 'n vry, heel mens is, wat vanuit hierdie groot genade van God, wat nuwe lewe skenk, leef. Ons gaan staan en saam die Onse Vader gebed hardop bid as antwoord op die nagmaal. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde.
Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ook ons hulle vergeef wat teenoor ons skuldig staan. En bring ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Dankie. Dankie. Julle kom sit. Dis 'n bietjie padkos ook sommer van die tafel af. Ek vra dat al ons jong mense, ons kinders ook na vore sal kom sommer vir die kinderbediening en saam met ons fasiliteerders na buite sal beweeg. En Dominee Dewald vra dat ek sommer net vir ons ouers ook noem pertinent dat die huisgeloof wat in die brief is, direk betrekking het op wat hulle vanoggend in die erediens gaan doen. Dis 'n mooi klomp jong mense. Dankie. Oeps, ekskuus. Dankie ook aan al die fasiliteerders. Dankie julle. Ons teksgedeelte vanoggend kom uit die 2 Korintebrief, hoofstuk 5 van vers 17 tot 21. En voordat ons saam lees, kom ons bid ook eers saam. Here ons God, ons is die gemeenskap van stikkende sondaars, heel gemaak deur die genade in Jesus Christus. Ons bid vanoggend tot U. Ons maak voor ons oop 'n boek uit 'n antieke wêreld, die neerslag van U betrokkenheid in mense se lewens. En ons wat glo dat ons lewe gerig word deur Jesus Christus, ons het 'n behoefte om hierdie antieke boek te hoor vir ons tyd. Ons wil op 'n manier hoor wat hulle gehoor het, maar ons wil meer hoor. Ons wil ook hoor wat van nou. Daarom bely ons ook dat ons glo in die werking van die Heilige Gees, wat die brug tussen verlede en hede telkens vir ons oorsteek. Wat ons help dat daar herkenningsmomente kan wees. Dat ons kan sê, ek het gehoor, ek sal gaan en daar volgens lewe. Amen. Ons teks wat ons vanoggend saam lees is hierdie klompie verse uit die 2 Korintebrief. Soos wat ons dit het, daar's waarskynlik 'n hele aantal briewe geskryf wat ons nie almal het op die oomblik nie, tussen Paulus en die gemeente in Korinte, ek bedoel wat nie opgeneem is in ons Bybel nie. Hier is waarskynlik 'n kombinasie ook van 2 briewe wat behoue gebly het. En in hierdie brief praat Paulus 'n helder taal oor die evangelie. Kom ons lees saam. Hierdie gedeelte begin met 'n stelling in vers 17. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. In die 2020 vertaling staan daar is 'n nuwe skepping. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin, en dan kom daar hier die essensie van hierdie teks. Die boodskap bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie.
Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Ons tree dus op as gesandte van Christus. En dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar hy is in ons plek as sondaar behandel, sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God, vrygespreek kan wees. Ek dink jy deel die aanvoeling, hieroor sou 'n mens lank en indringend kon en ook moet praat. Kom ons kyk of ons so saam by die hart van hierdie teks kan uitkom. Ek en die wat naby my leef sal weet, ek is nogal nie iemand vir sommer enige dagstukkie boek met daaglikse oordenkings nie. Waarskynlik omdat daar regtig maar 'n handjievol is wat se teologie vir my geloofwaardig is. Die meeste is maar dun en nes die sogenaamde pop psychology wat 'n mens kry my so half dikwels hierdie pop theology in van hierdie boekies. Nietemin, iets wat ek wel waardevol vind en graag lees, is die daaglikse oordenkings van die teoloog en die priester Richard Rohr. En doen jouself 'n guns en jy kan dit aanlyn sommer lees. Die tema van jare vir hulle oordenkinge is Good News for a Fractured World. Reclaim the Bible's message of liberation and wholeness for our time. En hierdie tema het my dadelik geïnteresseer. En dit vang op 'n manier vir my die essensie van ons teks vanoggend vas. 'n Message, 'n boodskap van vryheid, 'n boodskap van heelheid vir ons tyd. Nou in hulle verduideliking, hulle kies nie sommer net 'n tema nie, hulle sit 'n lang verduideliking gewoonlik op die web oor waarom hulle by die spesifieke tema uitgekom het, en in hulle verduideliking oor waar die tema vandaan kom, het hulle dit reg. Hulle sê ons wêreld is diep gebroke en die tekens is oral. Die tekens van polarisasie, ons sien dit in die politiek, ons sien dit op sosiale media, ons sien dit in ons huise, ons sien dit in ons families, ons kerke, ons denominasies. En dan vra hulle tereg, op watter maniere laat die Bybel goeie nuus deurbreek? En hoe word ons self goeie nuus vir en in 'n gebroke wêreld? Ons, die kerk, wat ons nou die vergestalting van die goeie nuus, van die evangelie, in Grieks evangelion is die goeie nuus, is die vertaling daarvan. Ons is mos nou die vergestalting van hierdie goeie nuus in die wêreld. En dan vra hulle nou op watter maniere word nie net die boodskap nie, maar ook ons goeie nuus vir 'n wêreld wat gebroke is. Daarom dink ek dis 'n uiters relevante vraag. Want die manier hoe die Bybel die goeie nuus gebruik word, of mense ook kon sê hoe dit neerslag vind in die lewens en in die handelinge van Christene, laat 'n mens soms wonder of dit dan nou enigsins goeie nuus genoem kan word. Hierdie boodskap van Jesus en sy lewe, want soms word 'n mens eenvoudig net ontnigter met Christene. Met Christene se styl, met hulle gebruik van die Bybel. En ek dink die probleem wat ons het en wat mense partymal verwyder van die kerk is, juis as Christene self ver weg beweeg van die goeie nuus, ver beweeg van Christus af. Ek dink ons vergeet partykeer ons herkoms, ons vergeet partykeer dat Christen en die goeie nuus, die evangelie van Christus, dat dit saam hoort. En dis dan dat jy kry dat mense die vreeslikste dinge in Christus se naam doen. In Christus se naam word daar liefdeloos opgetree, oorlog gevoer,
Iemand soos Gandhi wat lank in Suid-Afrika was en met Christene so baie te doen gehad het, hy was bekoor deur Christus en hy het gesê, ek het agting vir Christus. Gee my Christus, maar hou die Christene. Die Christene het hom nie goed behandel nie. Maar hy het geweet ten spyte daarvan dat hy vir Christus wil volg. En behalwe die Hindoeïsme het hy ook gesê, ek is behalwe 'n Hindoe ook 'n navolger van Christus. Maar nie die Christene nie. En dit bly vir my tragies dat mense hierdie goeie nuus, Jesus, sy lewe, sy sterwe, sy opstanding, dit annexeer en eintlik in diens neem om hulle saak te bevorder. As ek wil oorlog voer, dan sê ek dit is sy wil. As ek onreg wil pleeg, dan sluip die Christen gedagte daarby in. Die evangelie word te dikwels 'n stuk politieke gereedskap. As ek 'n agenda wil deurkry, dan gryp ek na die Bybel en dan word dit op 'n manier dit wat my agenda ondersteun. Ons het Vrydag 'n vergadering gehad saam met Groenkloof van die kerkraadslede van Groenkloof gemeente in ons proses rondom eenwording en hulle voorsitter van die kerkraad Rikus vertel my van die radio-onderhoud waar Marie Harris is op en wakker by RSG, ek weet nie wie van u dit geluister het nie, en hy vertel my van die onderhoud wat hy nou net geluister het, en ek het die pot gooi aanlyn gaan kry en gaan luister, en dit gaan onder andere oor Marie Harris is in die gereformeerde kerk, oor die brief wat deur nou al meer as 380 mans en vroue lidmate geteken is, die ope brief aan die gereformeerde kerk, en die onderhoudvoerder vra aan haar, maar is jy nie bekommerd dat hierdie brief wat julle rig gaan lei tot kerkskering nie, in die gereformeerde kerk nie? Sy bly so oomblik stil, sy sê nee, dis nie die brief wat gaan lei tot kerkskering nie, dis die liefdeloosheid van synodale besluite wat gaan lei tot kerkskering in die gereformeerde kerk. Dis wanneer dogma bo menswaardigheid gestel word, met 'n versie hier en 'n versie daar. En sodoende word die goeie nuus, die evangelie, 'n wapen. Ver weg van die man van Nasaret en sy sagte, helende boodskap van goeie nuus. En as 'n mens so wegbeweeg van die bron, as 'n mens so wegbeweeg van die goeie nuus van Christus, dan verval Christene in allerhande dwaashede. En jy verloor jou integriteit. En jy word gewoon ongeloofwaardig. Ook as kerk. Daarom begin ons vanoggend met 'n vraagteken agter die frase, goeie nuus vir 'n gebroke wêreld? En nou het ons 'n teks gelees wat beskou word as een van die dieptepunte van Paulus se verstaan van wat die lewe van Jesus vir ons beteken. En kom ons kyk of ons daai vraagteken aan die einde na 'n uitroepteken kan verander. Kom ons praat net vir 'n oomblik oor die evangelie in die wêreld, of die kerk, ons. En as ek nou 'n teks soos hierdie saam met julle vanoggend lees, en ek lees hoe hierdie eerste indrukke en die interpretasies van Jesus en sy werk, want dit is wat ons hier het, dis 'n bepaalde interpretasie van Jesus en sy werk, wat dit beteken in hierdie wêreld. As ek nou dit lees, dan kan ek nie anders as om te sê, maar dit is goeie nuus vir 'n gebroke wêreld nie. Uitroepteken. Van die evangelie, die goeie nuus in die wêreld is anders. En as ons oor 2 Korintiërs 5 praat, dan gaan dit kortom oor dit wat julle daar sien, oud en nuut. Die oue is weg, sê Paulus. Die nuwe het gekom. Dis wat Christus gebring het. En ek wil net met jou praat oor enkele van die sleutelbegrippe in daai teks. Die eerste is die begrip versoening. Dit kom 5 maal vanaf vers 17 af voor in daai stukkie teks. 5 keer wil Paulus vanuit verskillende hoeke iets sê oor dit is wat Jesus se lewe vir ons kom doen het. Hy het versoening gebring. Nou weet ons ook, heel dikwels
In die verlede het ons hierdie begrip versoening so gebruik, dat mense dink dit gaan eintlik daaroor om in die hemel te kom. Dis een van daai dinge wat beteken, as jy die regte goed sê, en jy sê jy glo die versoening, jong, dan is jy nou eintlik reg vir die lewe hierna, en om in die hemel te kom. So asof dit al is waaroor die evangelie nou eintlik gaan. Die goeie nuus is die hemel en hoe om daar te kom. Richard Rohr maak die opmerking, if in reading the gospel, we do not hear Jesus speaking to our contemporary situation, we are missing their meaning. As jy vir Paulus hier so behoorlik lees, dan sien jy versoening. Die goeie nuus is bedoel vir die hier en nou. Dis die eerste. Die Griekse teks, die woord wat gebruik word vir hierdie begrip versoening, wat ons in Afrikaans vertaal met versoening in Engels reconciliation, is 'n begrip katalasso. 2 aanhalings, een uit 'n artikel en 'n ander in 'n boek, wat eintlik hierdie begrip op 'n heel eenvoudige manier vir ons wil verduidelik. Die eerste is, in short, katalasso, reconcile, mean to make or bring about a complete change, 'n totale verandering. Die tweede is, katalasso can be understood as exchanging places with the other, positive change, restoring relationships, creating new frameworks. So julle hoor hierdie begrip versoening, of in die Grieks wat Paulus gebruik het, te doen met 'n radikale verandering, iets wat volledig verander word. In Paulus se taal volledig nuut word. En as jy by hierdie teks kom met sy oor en oor beklemtoning van versoening en verandering en nuut word, heel word, dan kom jy agter dat dit wat in Paulus se kop is, die manier hoe hy hierdie gedagte gebruik, is eintlik die Ou Testamentiese shalom idee, van vrede, van heel word, van God se bedoeling met hierdie skepping om in harmonie te leef. So as jy die Ou en die Nuwe Testament saamvat en jy sien hierdie boodskap van die vrede en die heelheid van die Ou Testament, wat in Jesus se lewe mos natuurlik 'n klimaks vind. Ek bedoel, lees jy die evangelies, dan sien jy Jesus help mense om vrede of heelheid te kry met hulle self, mense met mense. Hy help mense om vrede met die ganse skepping te kry. En as jy dit vat en jy sit dit saam met Paulus se woord katalasso, dan is die heel eerste ding wat hierdie teks oor en oor beklemtoon, is dat dit volledig van God afkom. Dit word aan ons gegee. Dis wat God in Christus se lewe meegebring het. Dis radikaal vir die wêreld. En Paulus gebruik hierdie ryk begrip om vir hierdie mense iets van hulle self te vertel. Wie is hulle? Hulle is mense wat verander is. Dis die hart van daai Griekse begrip. Hulle is volledig nuut gemaak. Jy sou versoening op nog 'n manier kon verduidelik om te sê, dit is hierdie ervaring wanneer mense vyande van mekaar was, en iemand het gekom en daai vyandskap opgelos, en hulle nader aan mekaar gebring, en hulle aan mekaar gebind. En Paulus verstaan dit so dat Jesus het gekom om die vyandskap wat tussen God en mens is weg te vat. Hy het hulle sondes nie toegereken nie, is die taal van die teks. Hy het hulle bymekaar gebring. Hy het hulle versoen. Hy het mense met mense versoen. Hy het mense gehelp om met hulle self vrede te kry. Hy het mense gehelp om met die ganse skepping, die taal daar in die Grieks is die kosmos, te kry. Dit is versoening. Dis 'n ryk begrip. Dit is wat Christus kom doen het. En dis radikaal vir die wêreld, nie net vir 'n klein klompie entoesiaste wat hulle self kerk noem nie. Daar staan in die teks, hy het die wêreld met homself versoen. Hy spel dit so uit in die nuwe vertaling, is daar 'n klein bietjie duideliker, het ek genoem as die 83 teks in 2020 sê hy, jy is 'n nuwe skepping. Want Paulus wil doelbewus sê dat die God wat eenmaal uit niks uitgeskep het nie, het ook nou weer iets nuuts kom skep na Jesus.
Na Christus sou alles anders wees. Dit is 'n nuwe skepping, hierdie mense wat nou aan Christus verbind is, wat in Christus is, soos die teks sê. En ek dink as ons hierdie insig het van die is, jy is 'n nuwe mens. Jy is 'n nuwe skepping. Dit is 'n gegewe. En dan sê hy dit nou nog 'n keer, asof hulle dit nie mooi hoor nie, sê hy, byna driftig kan ek my indink, dis alles God se werk. En dan sê hy, ek pleit by jou, ek smeek jou as 'n gesant van Christus, aanvaar dit tog net, dat dit so is. Waarskynlik lê die sleutel van die goeie nuus of die evangelie in die lewe, juist daar, dat ons identiteit moet herontdek as nuwe skepsels, as nuwe mense. En ons moet hierdie hoor, ons moet tot rus kom in hierdie teks wat dit vir jou en vir my wil duidelik maak, God maak heel, God maak nuut, dit is vir ons gegee. Ek en jy is veranderde mense. Onthou in die teks, mense wie se oortredinge nie toegereken word nie. Alles is God se werk. Dis 'n gegewe. Ek het 'n vermoede ons sukkel so met daai gedagte dat dit is hoe God is. Met daai idee dat God nie optelsommetjies maak van ons nie. Dat God nie lysies byhou van ons tekortkominge nie, ons oortredinge nie. Dat ons werklik vry gemaak is. Herstel is deur God. So jy moet dus vanoggend oor jouself in hierdie kategorieë dink. Jy is nie hierdie arme, elendige sondaar nie. Jy is 'n nuwe skepping. Dis 'n grypende taal wat Paulus hier gebruik. En dan dis die rykdom van hierdie teks. Net jy dink jy verstaan die hart daarvan, dan kom Paulus met 'n nuwe hoek. Hy het sopas vir jou en vir my laat verstaan, julle is nuwe mense, julle is skepings van God, dis radikaal. En dan kry jy hierdie tweede helfte van daai teks, hierdie pleidooi, dat ek en jy dit moet wees. In ons teks word daar gesê, hierdie bediening van versoening, hierdie uitleef van katalasso, hierdie uitleef of hierdie aangee van heelmaak, van nuutmaak, van herstel, dit is ons taak. Ons is bedienaars daarvan, is die taal van die teks, want ons het dit mos nou ontvang. Nou moet ons dit leef. Dit word van ons gevra. Leef die nuwe lewe. Ons sou ook kon sê, jy het werk. Ek en jy het werk. Ons moet hierdie nuwe lewe nou gaan leef. Ek weet nie presies hoe dit vir jou in jou lewe lyk nie. Wat dit vir jou beteken daar waar jy jouself elke dag bevind nie. Ek weet nie presies wat dit aan elkeen van ons gaan doen nie, maar dalk kan ons net sê, ons begin nuut dink. Ons begin nuut dink oor onsself, oor die land, oor die kerk waarvan ons deel is, oor die beroep waarin ek elke dag staan, en my gesin. Want ek hoop jy hoor dat in die gebrokenheid van hierdie lewe, en dit is nie 'n ontkenning daarvan nie, lê daarin ook opgesluit 'n moontlikheid om radikaal nuwe mens te wees. Willem Jordaan het in een van sy rubrieke geskryf oor hierdie nuwe lewensmoontlikhede, kyk met 'n kind se oë. En dan sê hy, nuwe lewensborreling kan kom as jy met die oë van 'n kind na alles om jou en in jou kyk.
En dan haal hy die Nederlandse digter Adriaan Morien aan en dan sê hy, kinders speel met onsigbare dinge. Hulle gaan met minder as 'n skaduwee om. Wat vir ons stom is, maak vir hulle geluid. Waar ons niks sien nie, sien hulle die mooiste oë. Iets wat enige iemand wat 'n Peter in die huis het bevoorreg is om helder te beleef. Wat dit sê is dat ons moet oorbegin. Byna soos 'n kind of 'n groentjie word. En vir baie het dit hierdie slegte betekenis, as jy nou sê, kyk soos 'n kind, dan is jy nou sonder kennis of kundigheid of insig of realisme. Maar MP van Wyk Lou het beginnerskap 'n ander betekenis gegee as hy sê, dis hierdie naïewe, skerpsinnige mens wat al die ou eeue ken en tog kan la soos 'n babietjie. Dis gewoon iemand wat bereid is om weer en weer te begin en daarop ingestel is om lewensdinge, wat ook al swaar op die hart lê, vars en onbevange te benader. Daai ou, geuite, vooropgestelde idees oor myself en my kerk en my werk en my land, kom ons los dit vereers en ons kyk vir 'n slag nuut. Nou wat is die implikasies van die evangelie vir ons menswees? Vir ons land, vir ons kerk. Die Nuwe Testamentikus Kaseman skryf helder hieroor as hy sê, cosmic peace does not settle over the world as in a fairy tale. It takes root only insofar as men and women in the service of reconciliation confirm that they have themselves found peace with God. Dis mense wat erns maak met hierdie is van die teks. Ek is niet, daarom is ek 'n bedienaar van hierdie versoening. Die Griek sê daar diakonos, 'n diaken van versoening, van hierdie heelmaking. Hierdie nuwe verhouding met God, met mekaar, met die wêreld. Ons is in 'n tyd in ons land wat geweldig baie eise aan ons stel. Dalk is dit die een plek waar ons net weer nuut moet dink om te sê, dit is ons taak om hierdie land en wêreld nuut te maak. Om hierdie land en wêreld te help om met God versoen te raak. Om in hierdie land en wêreld te ontdek dat mense wel met mekaar versoen kan raak. Baie dinge op baie plekke is eenvoudig stikkend. En nou wil hierdie teks vir ons sê, in die eerste plek moet ons net eers 'n bietjie rus in hierdie heelmaak van God. Kom tot rus in die wete, jy is 'n heel nuwe mens. Aanvaar dit. En daarmee saam is dit ook tyd dat ons maniere soek om nuut te leef, om heel te maak, om die wêreld rondom ons heel te maak en te herstel. Ek hoop jy sien hoe 'n behoorlike lees van die goeie nuus, daai vraagteken aan die begin inderdaad verander na 'n uitroepteken. Hierdie evangelie boodskap van Jesus en sy lewe hier op aarde, sy kruis, sy opstanding, dis 'n goeie stuk nuus en boodskap, nie net vir my nie, maar ook vir die wêreld waarin ek myself daagliks bevind. Kan ek vir jou die laaste sin lees van die motivering vir hierdie jaartema van Richard Rohr. May we become agents of healing and wholeness, and may new vision, new values, new possibilities spring forth as good news for our fractured world. Mag dit waar wees van elkeen van ons.
Jy is 'n nuwe skepping. Leef nou hierdie nuwe lewe. Amen. Kom ons word vir 'n oomblik stil en ons dink aan hierdie twee frases. En ons vra vir onsself af, waar staan ons voor God daarmee? Aan die een kant, jy is 'n nuwe skepping. Aan die ander kant, leef soos 'n nuwe skepping. Wil jy nie vir 'n oomblik in stilte jouself voor God verootmoedig? Aan die een kant hierdie ontdekking van wie jy is, en dan die vraag of ek en jy dit radikaal uitleef. Mag ek hierdie teks vir jou as genadeverkondiging lees. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Ons tree dus op as gesandte van Christus en dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God, wat hy bewerk het. Amen. Ek gaan vra dat julle staan en dan gaan ons 'n klein stukkie geloofsbelijdenis saam lees, uit die belijdenis van Wilhelm Jordaan, wat spesifiek betrekking het op ons erediens tema. Kom ons staan. Ek glo aan die kerk wat uit Christus groei, tot nuwe skepingswerk, om alle mense met geloof en hoop en liefde te verbind aan die koninkryk van God se kind. Ek glo aan die gemeenskap van stikkende sondaars, wat kniel voor die heiligheid van God. Ek glo aan die vergifnis, dat genade altyd groter is as my sonde en geskiedenis. Ek glo aan die heropstanding van die liggaam, want ek glo in Christus. Ek glo aan die ewige lewe, wat hier begin en na die dood die blyde nuus bly sing. Amen. Kom maar sit. Daar is nou geleentheid om die Here te dien met ons dankoffers.
Ons sing ons laaste lied en jy sal sien hoe hierdie vers eintlik die essensie van ons erediens verwoord. Net een vers van lied 393. Kom ons staan. Ons gaan nou die wêreld in met die wete, ons is nuut, die nuwe lewe is vir ons gegee. Dit word ook van ons gevra. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die nabyheid van die Heilige Gees bly met ons almal. Amen.